Ekskuus julle daarvoor. Ek wil vra dat u vanaand die woord saam met ons oopmaak by Openbaring hoofstuk 12. Openbaring hoofstuk 12, ons tema vanaand is, wat ek met u gaan praat oor, is God se tydslyn vir die wederkoms. So kom ons lees saam Openbaring hoofstuk 12. Nou, net om so 'n bietjie vir u Openbaring net gou 'n bietjie uitleg te gee. Openbaring 12 is 'n inbreuk ten opsigte van die verstaan van die boek Openbaring. En daarom gee Openbaring vir ons geskiedkundige gebeurtenis, maar dan ook die toekomstige gebeurtenis. En wat hy dan doen is, dan breek hy eintlik die gedagte van wat Openbaring vir ons wil kom leer rondom die tydslyn van waar dinge afspeel, dan breek hy dit in die middel. En u gaan nou dit raak sien, waar u sekere goed gaan raak lees, en dan sal ek daaroor aan u kom openbaar. Nou kom ons lees saam Openbaring hoofstuk 12 vers 1. Hy sê 'n groot teken het in die hemel verskyn, 'n vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre, en sy was swanger en het uitgeroep in haar weë en barensnood. En 'n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings, en op sy koppe 7 krone. En sy ster het 1/3 van die sterre van die hemel meegesleep, en hulle op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het. En sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer. En haar kind is weggeruk na God en sy troon. En die vrou het na die woestyn gevlug, waar sy 'n plek het wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou 1260 dae lank. En daar het 'n oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer, en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. En die groot draak is neergewerp, die ou slang, wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword, en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor ons God dag en nag. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe lief gehad nie. Daarom, wees verheug, o hemele, en die wat daarin woon. Wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seentjie gebaar het. Maar die 2 vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn, na haar plek kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, 'n tyd en tye en 'n halwe tyd. En die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou aan uitgegooi, om haar te laat wegvoer deur die rivier. En die aarde het die vrou te hulp gekom, en die aarde het sy mond oopgemaak, en die rivier opgesluk, wat die draak uit sy bek uitgegooi het. En die draak was vertoorn op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God bewaar, en die getuienis van Jesus Christus hou. Tot en met sover uit die woord van die Here. Nou hierdie is 'n baie interessante gedeelte, juis omdat hierdie gedeelte vir ons soveel diepte en inligting kom gee, om sekere goed in plek te kan kry en te kan verstaan. Heel in die begin is dit baie duidelik dat die vrou waarvan hy praat, die volk Israel is, en dat die maan, die son en die maan verwys na Jakob en sy vrouens, en dan die 12 sterre wat dan verwys na die 12 seuns, wat dan op die einde van die dag die stam van Israel, die stamme van Israel was, waaruit die volk Israel dan na vore gekom het,
En so sien ons baie duidelik dat daar 'n aanslag was op hierdie vrou, op Israel, juis omdat die Here Israel uitverkies het, waaruit die Messias gebore gaan word, en die vervolging wat die vyand het ten opsigte van die geboorte van die Here Jesus. En daarom is dit baie duidelik dat jy al reeds dit vroeg in die woord al leer, ten opsigte van Farao, wat die seentjies wat doodmaak het in Egipte, omdat die volk Israel 'n magtige volk begin word het in die oë van die Egiptenare. Maar waarom dan die seentjies? Nou, mense wil redeneer en sê, hy wou die voortgeslag van die volk Israel beperk. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Dat die Satan was bang gewees dat dit moontlik daai tyd sou wees waar die verlosser gebore sou word en dat daar 'n verlosser sou wees wat God gaan gebruik om die wêreld te kom verlos. En toe stuur die Here Moses. Moses was nie die verlosser nie, maar Moses was iemand wat die Here gebruik was en 'n bruikbare instrument geword het om die volk Israel uit te lei uit Egipte. En dan vind ons ook weer eens in die tyd van die Here Jesus, waar Herodes dan die babietjies vermoor het, omdat daar vir hom gesê dat die koning van die konings is gebore, en was Herodes half bekommerd gewees, maar dit is weer eens 'n sataniese strategie gewees, om op die einde van die dag moontlik die verlosser wat God daar stel, te vermoor en dood te maak. En dan is dit baie duidelik in hierdie gedeelte, dat in hierdie gedeelte leer ons waar die Satan dan op aarde neergewerp gaan word. En weet ons dat die Satan het sy woonplek in die hemel verloor, maar hy het nog steeds toegang tot die hemel. Daarom kan hy nog steeds in die raad van God verskyn. Hy kan nog steeds voor die seuns van God staan, en dan word hy die aanklaer van die broeders genoem, om te weet dat hy my en jou wat getuig dat ons kinders van die Here is, dat hy ons aankla voor die aangesig van die Here. Maar dan gaan daar 'n tyd aanbreek waar hy self sy woonplek gaan, die toegang tot die hemel gaan verloor, waar hy dan op die aarde neergewerp gaan word. En dit is in 'n spesifieke tyd ten opsigte van die tydslyn van God rakende die wederkoms. Nou as dit die Here se wil is, gaan ek dan môre aand met u praat rondom die groot verdrukking. Wanneer ons praat van die groot verdrukking, dan verwys ons spesifiek na hierdie gedeelte, wat dan bekend staan ten opsigte van die 7 jaar verdrukking, waar die eerste gedeelte van die verdrukking, wat net verdrukking genoem word, maar dan die tweede gedeelte, die groot verdrukking. En ons sien dit al reeds in Openbaring 12. Ek wonder of jy dit gelees het, 1260 dae, 'n tyd, tye en 'n halwe tyd. 1 plus 2 is 3, plus 'n halwe is 3,5. En daarom word die gedeelte dan opgedeel in 2 gedeeltes, die 7 jaar, eerste gedeelte 3,5 jaar, die tweede gedeelte 3,5 jaar. En gaan dit in die middel van hierdie tyd wees, waar Openbaring 12 vir jou bring, ten opsigte van die neerwerp van Satan. Maar wanneer ons vanaand dan inleidend gaan doen rondom God se tydlyn vir die wederkoms, dan is dit baie duidelik dat die Bybel vir ons leer dat die Here 'n spesifieke pad met die mens kom stap. Ons lees in Genesis 1 vers 1, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. En dan lees jy aan die einde van die woord in Openbaring 21 vers 1, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan, en die see was daar nie meer nie. En is baie duidelik dat die Here het 'n begin met die mens gehad, maar dat die Here dan 'n voluit beginsel gaan toepas, waar hy alles tot 'n einde gaan bring, waar hierdie aarde waarop ons is, tot niet sal gaan, en dat daar dan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde sal wees. En ek en jy is dan tussen daardie gebeurtenisse. Ons is tussen Genesis 1 en ons is tussen Openbaring 21. En daarom is ek en jy op 'n fisiese tydslyn van God vir die mens, vir die skepper. En daarom moet ons nie hierdie goed geestelik interpreteer nie. En dit is wat so wonderlik is dat wanneer 'n mens na die woord van die Here kyk, dan verklaar ons die woord van die Here so letterlik as moontlik, so ver as ons kan. Want as jy dit geestelik gaan interpreteer, mis jy ware betekenisse. Jy mis God se tydlyn met jou as mens. En daarom sien ons die profetiese woord oor gebeure
sien ons baie duidelik dat heel in die begin op die tydslyn van God vir die mens, en ons het volgende aangeraak, vind ons Genesis 3 vers 15, wat gaan oor die moederbelofte. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad, hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeem byt. Nou ons het gelees Openbaring 12, vanaf vers 1 tot en met vers 5. En wanneer ons daar die woorde lees, dan sien ons baie duidelik, die aanslag ten opsigte van die vyandskap tussen die Satan en die plan van God, die vrou van God, wat hy daar gestel het, waaruit die kind, die Here Jesus, gebore sal word. En hy sê hier so in vers 2, sy was swanger en uitgeroep in haar wee en barensnood. En 'n ander teken het in die hemel verskyn, daar was 'n groot vuurrooi draak, en dit is baie duidelik, dat die vuurrooi draak niemand anders is as 'n verwysing na die Satan, wat hy sê dit hierso vir ons in vers 9. En die groot draak is neergewerp, die ou slang, daai slang van die tuin van Eden, daai ou slang. Dit is die Satan. Hy sê word genoem duiwel en Satan. En dan sê hy die woorde, hy sê sy ster het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en op die aarde gegooi. En dit is die interpretasie wat ons het rakende waar kom demone vandaan? Demone kom van hulle wat ondergeskik aan Satan was, en dat Satan hulle mislei het met sy optrede om opstandig te raak teen die Here, en het hy dan hierdie engele saam met hom gevat, en dis dan gevalle engele, nie Genesis 6 gevalle engele, maar dit is gevalle engele wat onder die bewind van Satan was, en hulle staan dan vandag bekend as demone. Dis 'n werklikheid, dis 'n realiteit. En daarom, wanneer mense byvoorbeeld dink aan mind over matter, wie van julle het al daai slagspreuk gehoor, dat as jy nou hard genoeg jou kop op 'n ding sit, en jy sit jou kop op 'n ding van die vurk wat kan buig, en dan konsentreer jy, vurk buig, en hy volgende dan sê mense, daai vurk het gebuig. Dis niks anders as 'n demoon wat daai vurk kan buig. En dan dink mense, dis die krag van die verstand. En dit is hoe hierdie dinge werksaam is. Maar dan sê hy baie duidelik in vers 5, en sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer. Nou kind is weggeruk na God en sy troon. Wie is die kind? Dis die Here Jesus, wat dan opgevaar het na die hemel toe. Maar ek gaan vorentoe stil staan by die woordjie weggeruk, wat dit beteken, dat jy ook die ware betekenis van hierdie dinge kan verstaan. En daarom sien ons die profesie woord oor gebeure, dat nadat die Here die moederbelofte aan die mens kom gee het, toe kom roep hy 'n nasie uit alle nasies uit op. In Genesis 12 vers 1 en 2. En die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seun en jou naam so groot maak, dat jy 'n seun sal wees. In Genesis 35 vers 11 en 12 lees ons die bevestiging ten opsigte waar die Here dan ook met Jakob kom praat. Hy sê verder, sê God vir hom, ek is God die Almagtige, wees vrugbaar en vermeerder. 'n nasie, ja 'n menigte van nasies sal van jou afstam en konings sal uit jou lendene voorkom. En die land wat ek aan Abraham en Isak gegee het, sal ek aan jou gee, en aan jou nageslag na jou sal ek die land gee. En so kom die Here en roep uit al die nasies 'n nasie na vore, 'n uitverkore volk wat vandag bekend staan onder ons as Israel, of dan eenwel die Jood of die Joodse volk. En dis in hierdie nasie wat God gebruik het, dat die Here uit hulle uit die verlosser sou stuur. Dis hoekom dit so kosbaar is, dat as jy juis rondom Jesus se lewe bietjie gaan ondersoek en stel, dan sal jy weet dat Jesus het presies die wette van die Jode onderhou en gevolg. Hy was ook besny op die 8ste dag. Hy was iemand gewees wat onderrig was in die weë van die wet, hy het dit geken. En juis omdat hy dan 'n Jood gebore is, en ek het 'n persoon in 'n gemeente gehad, wat so mooi gestel het, toe sê hy, jy mag dalk nie 'n Jood wees nie, maar 'n Jood het vir jou aan 'n kruis kom sterf. Dit was vir my so mooi, want wat is die idee wat ons het van Jode? Mense met hakneuse en soet geld.
Dis die idee wat ons van Jode het. Maar die Here kom en hy kom lewer 'n Jood aan die kruis oor, sodat ek en jy kind van God genoem kan word. En so sien ons dat die profetiese woord oor gebeure, dat uit hierdie nasie die belofte van 'n verlosser uit hierdie nasie sal kom. Galasiërs 3 vers 16. Nou is aan Abraham die belofte toegesê aan sy saad. Hy sê nie en aan die saade, asof dit op baie sê nie, maar op een, en aan jou saad. Dit is Christus. En daarom hierdie belofte van 'n verlosser van sonde, wat dan na vore gekom het. Jesaja 53 en ek leer en ek haal aan wat ons vanoggend oor gepraat het. Hy sê in Jesaja 53 vers 5 en 6, hy sê maar hy is ter wille van ons ongeregtighede teerwoon, ter wille van ons ongeregtighede is 'n verbruisel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Maar dan sien ons ook dat dit 'n belofte van 'n verlosser is vir die nasies. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy vanoggend net hierdie agtergrond in ons lewens verstaan. Dat die Here 'n volk geroep het uit al die nasies uit, 'n nasie uit nasies. En uit hierdie nasie kom daar 'n verlosser uit. Maar dat dit 'n verlosser is wat bevryding sal gee van die sonde mag. Maar nie net vir die Jood nie net vir Israel nie, maar ook vir die nasies. 'n belofte van 'n verlosser vir die nasies. En hy lees in Romeine 10 vers 19 tot 21. Hy sê, maar ek vra, het Israel het miskien nie verstaan nie? Ten eerste sê Moses, ek sal julle jaloers maak op die wat geen volk is nie. En ek sal julle toorn opwek teen 'n onverstandige volk. Waarna verwys hy? Hy verwys na die heidendom. As jy nie 'n Jood was nie, was jy deel van die heidendom. 'n Onverstandige volk. En Jesaja durf self sê, ek het my laat vind deur die wat my nie gesoek het nie. En dit is baie duidelik dat wanneer jy in die Ou Testament lees, en jy lees hoe die volk Israel uit Egipte uitgetrek het en hoe die woestyn was, en oor die beloofde land ingekom het, dan lees jy van hierdie oorloë tussen Israel en die nasies. En dit is baie duidelik dat die nasies het God nie gesoek nie. Individuele persone ja, maar die nasies het God nie gesoek nie. Hulle het gebly by hulle afgoderry. En tog het die belofte van die verlosser vir die nasies ook daar gekom. En daarom sê Jesaja self sê, ek het my laat vind deur die wat my nie gesoek het nie. Ek het verskyn aan die wat my nie gevra het nie. Maar van Israel sê hy, die hele dag het ek my hande uitgebrei na 'n ongehoorsame en 'n teesprekende volk. En dis hier waar 'n draaipunt in die teologie van die kerk gekom het. Dis hier waar mense vandag vir jou sê, dat die Here het gehad nie meer 'n plan met die volk Israel nie. Die kerk is die vervanging van Israel. Die kerk is die een waarop ons nou moet fokus. En dis die rede waarom dan wanneer jy na hierdie kaart kyk, dat hulle nie hierdie kaart verstaan nie. Hoekom? Want hulle sien nie meer die plan wat God met die volk Israel het nie. En dit is baie duidelik dat die kerk 'n boodskap begin verkondig het, wat die plan van God eintlik verydel, en wat die plan van God nie aan hulle mense oordra nie, want die belofte van die verlosser vir die nasies is al wat ons nou hoef te weet. Maar weet jy, dit is nie so nie. Die profetiese woord kom leer vir ons die belofte van redding vir Israel. En wanneer ons juis kyk na die kaart, dan sal jy weet dat toe die volk Israel afvallig geraak het, en hulle dan op die einde van die dag in ballingskap ingegaan het, het daar 'n tydperk aangebreek, en dis die beeld van koning Nebukadneser, waaruit dan hierdie beeld gedroom het. En daar's 4 koninkryke wat dan geopenbaar is deur daardie beeld. En dit is dan die aanbreek van die tyd van die nasies. Want wat was God se plan nog altyd gewees?
Van die begin af wou God sy koninkryk op aarde kom vestig. Maar die mens het die sonde gekies. En omdat die mens die sonde gekies het, het die mens afvallig geraak. Verskillende koninkryke het na vore gekom en verskillende nasies het ontstaan. As ons dink aan die Babelse verwalling ten opsigte van die verspreiding van die mens reg oor die wêreld, en die Here kom en hy kies 'n nasie, hy kies 'n man uit 'n volk uit en hy sê, ek wil jou 'n nasie maak. En hy kies vir Abraham. En wat gebeur? Die Here gebruik die volk Israel om sy naam oor die wêreld te laat uitgaan. Maar eers moes die verlosser toe kom, nie as 'n koning vir die koninkryk nie. Hy moes eers kom as 'n verlosser van sonde. Want die volk Israel selfs het gesondig. En dit het gemaak dat hulle in ballingskap ingegaan het. En dit is juis in die tyd van Daniël waar ons dit dan lees, waar die Babyloniese ballingskap dan daar sterk na vore kom. In die tyd van koning Nebukadneser, wat die koning van Babel was, of Babylon was, en daarna die verskillende koninkryke wat dan na vore gekom het. En dan praat hy van die Mede en Persiese koninkryk, dan praat hy van die Griekse koninkryk, en dan die laaste koninkryk, praat hy dan van die Romeinse koninkryk, wat dan ook heersend was, selfs in die tyd van die Here Jesus, wat dan deur die Romeine gekruisig is. Nou is die vraag, beteken dit daar geen redding meer vir Israel is nie? En dis baie duidelik dat dit nie so is nie. Want ons lees die belofte van redding vir Israel in Romeine 9 vers 27 en 28. En Jesaja roep oor Israel uit, al is die getal van die kinders van Israel soos die sand van die see, net die oorblyfsel sal gered word. Nou baie mense kan nou vir jou interpreteer en sê, ja maar daai oorblyfsel verwys na hulle wat gered word deur die kruiswerk van die Here Jesus. Hulle wat nou gered word en deel word van die kerk. Dis nie waarna Paulus verwys nie. Paulus verwys na 'n tyd waar die Here die volk Israel weer bymekaar gaan bring, juis sodat hy dan die finaliteit oor Israel kan vasmaak. En dis hoekom die groot verdrukkingstydperk 'n baie besondere tyd gaan wees, rakende die herstel van die volk Israel, die toekoms van die herstel van die volk Israel, en dan ook om dan die volk Israel te red. En daarom sê hy die woorde, net die oorblyfsel sal gered word, want hy volbring 'n saak en verkort dit in geregtigheid, omdat die Here 'n saak wat verkort is op aarde sal doen. En dan Romeine 11 vers 25 en 26 sê, want ek wil nie hê, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eie wys mag wees nie, dat die verharding ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het. En so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is, die verlosser sal uit Sion kom, en sal die goddelooshede van Jakob afwend. Waarna verwys hy? Die ontstaan van die tyd van die nasies. Maar nou moet die nasie se volheid tot volheid kom. En dit beteken die ongeregtigheid van die nasies. Want hy sê so totdat die volheid van die heidene ingegaan het. En dit beteken dat die heidene, soos wat die Here aan Abraham gesê het, dat die Amoriete se sonde se ongeregtigheid moet nog tot volheid kom, en daarom sal jou volk vir 400 jaar, vir 4 geslagte in Egipte wees. En dan sal die Here hulle uit Egipte uitlei, want dan is die Amoriete se ongeregtigheid tot volheid. En dan begin die Here met die heidene af te reken wat in ongeregtigheid hulle self bevind. En so is die Here besig om toe te laat dat die heidense lewe tot volheid sal kom, sodat God se toorn oor die wêreld geopenbaar kan word. Maar in daardie tyd sal dit 'n tyd wees waar die Here die volk Israel gaan oproep tot bekering. Daarom sê Matteus 25 vers 31 tot 33, 'n bekende gedeelte van die skaap en die boknasie, mense wat nie weet waarom dit te verstaan en hoe om dit toe te pas, nie sê die woorde,
Jy kan die hele gedeelte gaan lees in Matteus 25 vanaf vers 31 of van die verse voor dit. Hy sê wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit en voor hom sal die nasies versamel word en hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei en hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. Wanneer gaan dit gebeur? Wanneer die Here Jesus gaan verskyn, is dit vanoggend daaroor gepraat met Sagaria 14, waar die Here Jesus sy voete op die Olyfberg gaan sit. Want dan gaan hy sy verskyning maak. En dis by daardie verskyning waar hy die skyning gemaak van die nasies wat in ongeregtigheid en in geregtigheid geleef het. Die boknasie van ongeregtigheid, die skaapnasie van geregtigheid. Maar dan sê hy hierdie woorde, en dit is belangrik dat hy dit raak sien. Dan sê hy in Matteus 25 vers 40, en die koning sal antwoord en vir hulle sê, voorwaar ek sê vir julle, sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. Nou daar's twee interpretasies wat jy vanaand kan hê, rakende die broederskap wat hy van praat, hierdie broeders van my. Die een kan wees dat hy praat van medegelowiges, wat hy praat hier met die skape aan sy regterkant, maar dan kan dit ook 'n verwysing wees na sy Joodskap. Die broederskap van die Jode wat onder mekaar is, en die hart wat God nog steeds vir die Joodse volk het, omdat dit sy uitverkore volk is, of jy dit wil erken of nie. Dit bly sy uitverkore volk. En dit beteken dat hulle wat dan hardhandig gaan optree teenoor die Jode, die broeders van die Here Jesus, want hy is 'n Jood gebore, dat hulle gaan dan deel van die boknasie wees. Maar hulle wat verstaan die belofte wat die Here aan Abraham gee, die seën wat die Here uitgespreek het en gesê het, hulle wat vir my volk bid, sal geseën word. Hulle wat vir my volk omgee. En daarom sien ons baie duidelik die tweespalk in kerke vandag. Waar daar kerke is wat die Joodse volk afskryf. Hulle gee nie meer ag op die Joodse volk nie. Maar dan is daar kerke wat ag gee op die Joodse volk, die beskerming van die Joodse volk. En daarom is daar so 'n tweespalk in die kerk, omdat die een groep nie verstaan waar pas die Jode nog in nie, en omdat die ander groep nog steeds bely dat die Jode is die uitverkore volk van God. En dat wanneer jy dan aan hulle wat Jode is goed doen, dan sal jy in die tyd wanneer die Here Jesus op jou Olyfberg verskyn, sal jy val aan die kant van die skaapnasie. En dis hoekom in hierdie gedeelte praat ons van die oordeel van die skaap en die boknasie. En daarom sien ons juis nadat die Here Jesus dan op die Olyfberg verskyn en hy die skeiding maak van die nasies, skaap en die boknasie, dan sien ons die belofte van 'n verlosser as koning. In Daniël 7 vers 13 en 14 lees ons die woord, hy sê, en ek het gesien in die naggesigte en kyk, met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van 'n mens. En hy het gekom tot by die oue van daar. Die oue van daar verwys na God die Vader, en dan die een soos die seun van 'n mens verwys na die Here Jesus. Hy sê, en hy het gekom na die oue van daar, en hulle het hom nader gebring voor hom. En ek wil hê jy moet nou mooi lees wat daar staan. Hy sê, en aan hom is gegee die heerskappy en eer en koningskap. Nou jy weet, ons kan vanaand geestelik wees. En ons kan sê dat die Here Jesus was nog altyd die koning van die konings gewees. En daarmee stem ek 100% saam. Maar ons praat nou van die fisiese tydlyn wat God daar gestel het. Daar is 'n tyd waar koningskap aan die Here Jesus gegee gaan word. En daarom is dit baie duidelik dat toe die Here Jesus gekom het aarde toe vir sy eerste koms, het hy nie gekom as 'n koning nie. Hy het gekom as 'n diensknegt. Jy moet die onderskeid maak. En daarom is dit rakende die wederkoms
'n tyd van koningskap wat hom gegee word. Hy sê al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. In 1 Korintiërs 15 vers 24 lees jy wat Paulus hierin leer rakende die koningskap. Hy sê daarna kom die einde, wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. Wat gebeur? Hy gaan op die Olyfberg verskyn. Dan gaan hy oordeel verg oor die nasies. En dan gaan daar 'n tydperk aanbreek waar hy sy koningskap op aarde gaan vestig. En ons praat van die 1000-jarige vrederyk. Dis 'n tydperk waar spesifiek gaan wees, en ek sal vorentoe die woord uit dit vir u kom leer. Maar dan aan die einde, wanneer die einde van die 1000-jarige vrederyk plaasvind, dan is die finaliteit waar alles gaan vergaan, die nuwe hemel, nuwe aarde tot stand gaan kom, waar die wit troonoordeel gaan plaasvind, en dis dan daar waar hy die koningskap gaan teruggee aan die Vader. Want hoekom? Want hy gaan in hierdie tydperk as koning op aarde regeer. 1000 jaar lank. Nie geestelike interpretasie, letterlike verklaring. En daarom sê Paulus vir ons, hy sê want hy moet, vers 25, as koning heers, totdat al sy vyande onder sy voete gestel is. In Lukas 19 vers 11 en 12 lees ons ten opsigte van 'n gelykenis wat die Here ons kom leer. En jy moet waarhede in die gelykenisse raak sien. En daarom lees ons waar hy sê, terwyl hy na hierdie dinge luister, vertel hy daar nog 'n gelykenis by. Luister mooi, hoekom vertel hy die gelykenis? Luister dit van. Omdat hy naby Jerusalem was, want wat was naby Jerusalem? Die kruisberg. Want hy was naby die tyd om gekruisig te word. En nou sê hy die woorde, en hulle gedink het, dat die koninkryk van God onmiddellik sou verskyn. Wat lees jy dat toe Jesus Jerusalem ingegaan het? Wat het gebeur? Die mense het palmtakke op die grond gegooi. Hulle het hulle boklere op die grond gegooi, want hulle het gedink, daar kom die koning. Hoekom? Want jou koning sal Jerusalem inkom op 'n vel van 'n esel, of 'n die vel van 'n eseling. En toe dog hulle dis die aanbreek van die koningskap. En Jesus kom leer hulle om dit eers reg te verstaan. En luister wat sê hy. Hy het dan gesê, 'n man van hoë geboorte. Wat is die hoë geboorte? Dis 'n bonatuurlike geboorte. Maria wat 'n maagd is, wat swanger gemaak is deur die Heilige Gees. 'n man van hoë geboorte het na 'n ver land gereis. Wat 'n ver land? Die Hemelvaart. Om vir homself 'n koningskap te ontvang en dan terug te kom, die wederkoms. Baie eenvoudig. En waarom het die Here Jesus opgevaar hemel? Hy het nie opgevaar hemel toe net vir die Heilige Gees om uitgestort te word nie. Hy het opgevaar hemel toe sodat hy koningskap kon ontvang, fisiese koningskap kon ontvang. En dan wanneer die tyd reg is, dan gaan hy kom om as koning op aarde te regeer. En daarom moet ons hierdie wonderlikhede deel van ons lewens maak om dit reg te verstaan. En dan lees hy in Lukas 19 vers 27. Hy sê, maar daardie vyande van my wat nie wou hê dat 'n koning oor hulle sou wees nie. Wanneer die Here Jesus op die Olyfberg gaan verskyn, moet asseblief nie dink dat die mense hulle in sak en as gaan bekeer wêreldwyd nie. Daar gaan 'n oorlog wees en ons praat van die slag van Armageddon. Dit gaan 'n oorlog wees soos wat jy nog nooit beleef het op die aardbodem nie. Want dit gaan nasies wees en dit gaan die vervulling wees van Psalm 2. Jy kan maar Psalm 2 gaan lees. Die vervulling van Psalm 2, waar die nasies en die konings van die nasies gaan opstaan teen die gesalfde van die Here. Hulle het al begin. Dit was al deel van die disippels se gebed gewees vroeg in Handelinge. Maar daar gaan 'n fisiese openbaring daarvan wees. En wanneer hulle gaan opstaan teen die Here hierso, gaan die Here dan kom en hy sê dat 'n koning oor hulle sou wees nie, want hulle wou nie hom hê as koning nie.
bring hulle hier en slaan hulle voor my dood. Die wat die 1000-jarige vrederyk sal ingaan, is alleenlik die wat lewend sal ingaan. Die wat in ongeregtigheid in homself bevind, sal sterf by daai punt. Want hulle sal sterf deur die swaard van God. Hulle gaan nie die 1000-jarige vrederyk ingaan. En daarom sien ons die belofte van 'n ewige koninkryk. In Daniël 7 vers 27, dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste. Wie is die volk van die heiliges van die Allerhoogste? Dis die volk Israel. En dit beteken dat hulle wat dan hier die Here Jesus bely as hulle verlosser en saligmaker, dis hulle wat dan die 1000-jarige vrederyk sal ingaan. En die koningskap, die heerskappy van hierdie koninkryk word dan gevestig met die Joodse volk, en dis waar die herstel van die Joodse volk gaan plaasvind. En hy sê hierso, hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk. En al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees. In 2 Samuel 7 vers 12 en 14 lees ons, hy sê as jou dae vol is en jy met jou vaders ontslaap het, sal ek jou nakomeling wat uit jou liggaam sal voortkom, laat optree en sy koningskap bevestig. Hy sal vir my naam 'n huis bou en ek sal sy koninklike troon bevestig tot in ewigheid. Ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees, sodat as hy verkeerd handel, ek hom sal straf met 'n menslike roede en met die slaaf van mensekinders, wat eintlik 'n profesie is wat verwys na die kruisiging van die Here Jesus. Want hy wat geen sonde ken, is sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. En dan lees jy in Openbaring 12 vers 9 en 10. En die groot draak is neergewerp. Wanneer word hy neergewerp? In die middel van die groot verdrukking word hy neergewerp. Tot en met daar, van voor die tyd, nadat hy sy woning verlaat, sy woonplek verloor het, tot en met daar, het hy toegang in die hemel. Maar daar gaan hy dan neergewerp word op die aarde. Maar kyk wat sê Openbaring 12 hier. Hy sê hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor ons God dag en nag. Dit kan nie meer gebeur. En daarom sien ons die teestande op hierdie tydlyn. Die belofte van 'n teenstander, die anti-kris. En ek wil hê moet saam met blaai na Daniël 9 toe. Blaai gesaam met na Daniël 9 toe. As jy vanmiddag nie 'n middagslaapie gevang het en 'n trekkie erns vanaand, dan weet jy hoekom moes jy 'n middagslaapie gevang het. In Daniël 9 van vers 24 tot en met vers 27 lees ons die baie interessante gedeelte, want dit is die aspek van die groot verdrukking. Môre sal ons meer in detail rondom dit gaan, maar ek wil net eers op die anti-kris fokus wat daarin vir ons opgeteken is. In Daniël 9 vers 24 sê hy sê 70 sewetalle is oor die volk in jou heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te voleindig, en om die maat van die sondes vol te maak. Wat net vanaf sê, om die goddeloosheid te voleindig. Daar gaan dit gebeur. En dan sê hy die woorde, en om die maat van die sondes vol te maak, en om die ongeregtigheid te versoen, en om ewige geregtigheid aan te bring, en om gesig en profete beseën, en om wat hoogheilig is te salf. Nou moet jy weet en verstaan, van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot 'n gesalfde, 'n vors, is 7 sewetalle en 62 sewetalle lank, sal dit herstel en opgebou word, met pleine en slote, maar in tye van benoudheid. En na die 62 sewetalle, sal 'n gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir hom. Hoekom sê hy sonder iets vir hom? Want hy is nie 'n koning, hy het nie as 'n koning kom, hy is 'n diensknegt.
Hy sê die volk van 'n vors. Nou kom ons begin net eers nou. By die volk van 'n vors, watter volk praat hy nou van? Hy praat van die 4de koninkryk, van die droom van Nebukadneser, die Romeinse ryk. Hy sê die volk van 'n vors, en dit beteken, uit die Romeinse ryk is daar 'n vors wat gaan opstaan. En dan sê hy die woorde. Hy sê die volk van 'n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes. En dit beteken dat 70 na Christus met Titus en Nero in die tyd van dit, het hulle die tempel verwoes, die stad verwoes. Okay? Maar nou, en die heiligdom verwoes, maar sy einde, wie is die sy? Nie die volk sy einde nie, die vors van die volk. Luister maar wat sê. Hy sê, maar sy einde sal met 'n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote en verwoestings. En hy, die vors van die volk, hy praat eers van die volk, en dan die vors. Nou sê die vors van die volk. En dan sê hy die woorde. En hy sal 1 week lang met baie sterk verbond sluit. En gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. En op die vleuel van gruwel sal daar 'n verwoester wees, en wel tot aan die einde. En wat vasbesluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word. Dit is hoekom ons praat van die groot verdrukkingstydperk. Want dit gaan 'n besondere tyd wees. Môre aand gaan ek meer in detail daaroor praat. En daarom lees jy in Matteus 24 vers 15. En luister mooi, dit beaam Daniël, wat ons nou gelees het. Hy sê, want julle dan, wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom, laat hy wat lees oplet. En die gruwel van die verwoesting is die persoon. Hy sê, sien staan in die heiligdom. Dit verwys na 'n persoon. Dit verwys na die vors van die volk. En dit is die Antichrist. En daarom sê 1 Johannes 2 vers 28 in die woord, hy sê, kinders, dit is die laaste uur. En soos julle gehoor het dat die Antichrist kom, bestaan daar nou baie Antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. En ek wil hier met oplet na die woord van die Here. Kan jy sien, Antichrist word met 'n hoofletter geskryf, maar Antichriste word met 'n klein letter geskryf. Want dit beteken Antichrist is die naam van die persoon wat as 'n teestander gaan optree. Dis 'n spesifieke persoon. Maar die gees van hom is alreeds teenwoordig. Dit is die vervalsing van die teologie. Dis die valse profete. Dis hulle wat mense mislei om nie in Christus te glo nie. Hulle is alreeds hier, definitief. En hulle het selfs in die tyd van die begin van die kerk het hulle al plaasgevind en opgestaan. En daarom sien ons die belofte van 'n groot verdrukking dan. Want juis die rol wat die Antichrist gaan speel op aarde, maak dit dat die Here 'n spesifieke tydperk gaan aanbreek om die siftingswerk te doen, sodat daar 'n duidelike skeiding kan plaasvind tussen hulle wat kies vir God en hulle wat kies teen God. Daarom Daniël 9 vers 26 lees ons, hy sê na die 62 sewetal sal 'n gestalte uitgeroei word wat verwys na die kruisiging van die Here Jesus, maar sonder iets vir hom en die volk van 'n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde, die vors van die volk, sal met oorstroming wees. En tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote, verwoesting. Nou as jy Openbaring lees, van Openbaring 6 tot en met Openbaring 9, lees jy net geweld, verwoesting, vernietiging, pyniging en lyding. Dis wat jy lees. Dis die vervulling van dit. Daarom Matteus 24 vers 21 en 22. Hy sê, want daar sal 'n groot verdrukking wees soos daarvan die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. En as daardie dae, luister mooi hierdie verdrukking, en as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie.
maar terwille van die uitverkorenes sal daardie dag verkort word. Wie is die uitverkorenes? Die volk van God. Die volk Israel. Want die verdrukkingstydperk is juis om die volk Israel, wat in ballingskap weggegaan het, om hulle terug te bring by God, sodat daar 'n herstel in Israel kan wees ten opsigte van aanbidding. Ek sluit af met die laaste een. Die profetiese woord oor gebeure is die openbaring van tydperk. In Genesis 9 vers 7, in Daniël 9 verskoon tot Daniël 9 vers 27 sê hy, en hy sal 1 week lank met baie sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou, en op die vleuel van gruwel sal daar 'n verwoester wees. En wel tot aan die einde, en wat vas besluit is, sal oor wat woes is uitgestort word. Nou hy praat van 70 7-talle, en ek sal môre aand meer in detail met dit gaan, omdat ons môre aand rondom die groot verdrukking praat. Maar die 70ste week verwys na 1 week, wat 'n tydperk van 7 jaar is. En wanneer jy dan die sommetjies gaan maak, dan werk dit op die Joodse kalenderjaar, wat praat van 360 dae 'n jaar, want dit was 30 dae 'n maand. Nie soos ons in wat 31 is en 30 is, en dan het ons op die einde van die dag 365 en 'n kwart dag nie. Maar dat die 1 week wys na die 7 jaar, 360 dae jaar, maal 7, wat wys op 2520 dae, en die helfte daarvan is 1260. En nou lees jy Openbaring 11 vers 3, en ek sal aan my 2 getuies gee, dat hulle met sakke bekleed 1260 dae lang profeteer. Openbaring 12 vers 6, en die vrou het na die woestyn gevlug, waar sy 'n plek het, wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou 1260 dae lang. En dan Openbaring 12 vers 13 en 14. En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seentjie gebaar het, maar die 2 vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn na 'n plek kon vlieg, waar sy die gesig van die slang onderhou word, 'n tyd en tye en 'n halwe tyd, 3,5 jaar. Tyd 1, tye 2 en 'n halwe tyd. So 1 plus 2 is 3, plus half is 3,5 jaar. En dit werk presies uit op 1260 dae. En dit beteken, in die middel van hierdie verdrukking gaan iets gebeur. En dit gaan maak dat vir die laaste gedeelte van die 7 jaar, die tweede gedeelte, die tweede helfte, gaan die volk Israel tot die besef kom, hierdie is nie die Messias. En gaan hulle tot die insig kom om eerder te vlug. En dit is God se tydslyn vir die wederkoms. En daarom sien ons baie duidelik die tyd van die nasies wat aangebreek het, en ek en jy leef onder die tyd van die nasies, en dit is hoekom die kerk hoofsaaklik uit die nasies uit bestaan. Maar dit beteken nie dat die Here die volk Israel vergeet het nie. En daarom gaan daar 'n tydperk aanbreek waar die Here gaan begin om die volk Israel terug te bring, en 'n sifting wat gaan plaasvind sodat die oorblyfsel van Israel gered sal word, en dat die Here sal kom op die lijfwerk verskyn, sodat hy sy koninkryk op aarde kan vestig, en Openbaring baie duidelik vir 1000 jaar lang. Maar ek en jy leef in 'n tyd ter voorbereiding vir dit. En wat is die voorbereiding? Dat daar 'n tyd gaan aanbreek waar iemand gaan opstaan as 'n valse Messias, en hy word genoem die Antichrist. En ons is baie naby aan die openbaring van hom. En daarom is dit belangrik dat ek en jy hierdie dinge net bietjie sal vasmaak en reg verstaan, en dat jy kan sien, om nie net die Bybel te lees geestelik nie, maar om dit ook fisies 'n uitleg daarvan deel van jou lewe te kan maak, en te kan weet dat God het 'n tydslyn waarvolgens hy werk. Nou ek is definitief nie vanaand hier om 'n dag en 'n datum van God se wederkoms vir jou te gee nie. Want geen mens kan dit gee nie. Ek gaan nou nie in detail gaan daaroor nie, maar die beginsel van die saak is, die vraag is net wat ek vanaand vir jou wil vra is, as die Here moet kom, is jy gereed? Is jy op die tydslyn
waar jy kan sê, ek beoefen die geregtigheid van God? Of is jy op die tuislyn waar jy sê, ongeregtigheid heers in my lewe? Op watter gedeelte van die tydslyn staan jy? Ten opsigte van die verskyning van die Here Jesus. En as jy op die kant staan van ongeregtigheid, moet jy weet, die anti-kris gaan sy kloue in jou inslaan. En dit gaan 'n moeilike tyd wees om dan verlos te word. Maar as jy op die tydslyn is waar jy sê, ek beoefen die geregtigheid van God, dan weet dit, ek is deel van 'n koninkryk wat God gaan kom vestig vir ewig en altyd. En dis die koninkryk waarin ek behoort. En watter koninkryk behoort jy vanaand? Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons vanaand na hierdie gedeeltes kon gekyk het. Here, hoe U deur die Bybel 'n spesifieke pad kom stap het. Die profeseë van beloftes, rakende die voorbereiding ook vir U wederkoms, sodat ons vandag nie net terugkyk in dit wat vervul is nie, maar Here, dat ons ook vorentoe kyk in dit wat in vervulling nog moet gaan. En om te weet, Here Jesus, dat U gaan kom om as koning te regeer. Maar Here, daar lê nog verseker 'n tyd voor ons. Dis wat ons gesien het. Raak in die openbaring van die anti-kris, die groot verdrukking. Here, kom help vir ons om dit ook te verstaan. En dat ons waarlik waar hierdie wonderlike boodskap van die wederkoms van Christus in ons harte kan bære. En dat ons anders na die wêreld sal kyk as net die elke dag se lewe. Dat ons sal verstaan wat is besig om ook in die wêreld te gebeur. Wat 'n voorbereiding is die Satan mee besig. En dat ons sal verstaan hoekom dit nie altyd vir ons wat getuig dat ons kinders van die Here is, altyd so maklik is. Here, kom leer vir ons in hierdie tyd. En ons eer U en ons aanbid U in Jesus naam. Amen.